Reg, kom ons kyk gou na die telbeginsel by waarskynlikheid. Ehm Indien ek 3 Afrikaanse en 4 Engelse boeke in my tas het en ek wil hulle graag op my boekrak pak, bepaal dan hoeveel verskillende maniere ek dit kan pak as ek dit in enige volgorde kan pak. So die telbeginsel werk as volg. Uh dit is redelik maklik om daai 7 plekke op jou boekrak te merk met kleintjies, byvoorbeeld soos dit. Daar's my 7 boeke. En dan vra jy net vir jouself, hoeveel opsies het ek vir die eerste plek op my boekrak? Nou as jy na jou tas kyk, dan lê daar 7 boeke in wat jy op die eerste plek kan pak. En as daai eerste boek gepak is, bly daar net 6 opsies oor, dan 5, dan 4, dan 3 opsies, dan 2 opsies en die laaste boek in jou tas pas op die laaste plek op die rak en dis net een opsie. En dan eenvoudig maal ek dit mekaar. Jy kan 7 maal 6 maal 5 maal 4 maal 3 maal 2 maal 1 tik, of jy kan net 7 fakulteit in jou kalkulator tik en dan kry jy 5040. En dis so maklik so. Dis hoeveel opsies ek het. Dis nie die waarskynlikheid nie. As al die Afrikaanse boeke saam moet wees en al die Engelse boeke. So ons groepeer al die Afrikaanse boeke saam en al die Engelse boeke. So jy het basies 2 opsies. Die eerste opsie is op my 7 plekke op my rak sit ek my Afrikaanse boeke eerste. Dit beteken daar's 3 opsies vir die eerste plek, dan 2 opsies en dan net 1. Daar's my Afrikaanse boeke gepak. Dan pak ek my Engelse boeke. Daar is 4 opsies vir die eerste een, 3 vir die tweede een, 2 en dan 1. Maar dis die eerste opsie. Die ander opsie is om die Engelse boeke eers te pak. So as jy net na hierdie eerste opsie kyk, dan is dit 3 fakulteit maal 4 fakulteit. Of jy kan net sê, ek plus dit met nog 'n opsie waar die Engelse boeke eerste is en dan die Afrikaanse boeke. Dis een manier om dit te skryf en dit gaan vir my 288 gee. Of jy kon net gesê het, wel, die eerste opsie was 3 fakulteit maal 4 fakulteit en dan gaan ek dit net verdubbel of met 2 fakulteit maal, want 2 fakulteit is net 1, is net 2. En daai is dieselfde antwoord, 288. Laaste een. As slegs die Afrikaanse boeke altyd saamgepak moet word. So nou wat ek doen is, ek groepeer die Afrikaanse boeke as een boek. En dan is daar net 5 boeke. 1, 2, 3, 4, 5 boeke. So ek het 5 opsies vir die eerste plek op my rak, dan 4, dan 3, dan 2 en dan 1. So daar is 5 fakulteit. Maar, kyk gou mooi, in die Afrikaanse boeke kan hulle ook omruil. So in daai groepie Afrikaanse boeke is daar ook 'n 3 fakulteit. Dan maal ek dit met 3 fakulteit. En dan kry ek 720 opsies. Ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Ek wil graag 'n nuwe 4-syfer pinkode vir my bankkaart maak. Bepaal die aantal verskille, daar is seker verskillende kodes wat ek kan maak indien die bank my nie toelaat om die syfers te herhaal nie. Hier is my 4-syfer pin, 1, 2, 3, 4 spasies en my pinkode bestaan uit getalle, so dit is 0 tot 9 wat dit 10 opsies maak. So as ek enige syfer in die begin kan gebruik, is daar 10 opsies. As ek nie kan herhaal nie, bly daar net 9 opsies oor, dan 8 en dan 7. So daai is baie eenvoudig. 10 maal 9 maal 8 maal 7 en dit gee vir my 5040 opsies. Nou, ons maak dit 'n klein bietjie moeiliker. Die bank gaan maar nie toelaat om enige syfers te herhaal nie, so dit bly dieselfde. En die getal wat die pin opmaak moet groter as 5000 wees en dit moet 'n ewige getal wees. So daai getal moet groter as 5000 wees en 'n ewige getal. Iets soos sê net maar 6048. Daai getal is groter as 5000 en hy is 'n ewige getal want die laaste getal is deelbaar deur 2. So nou is dit 'n klein bietjie moeiliker. Kyk gou hierso. Dis wat dit moeilik maak. Hierso is my 4 syfer pin getal. Nou, ek het as dit groter as 5000 is, dan het ek die volgende opsies. Ek kan met 'n 5 begin, 'n 6, 'n 7, 'n 8 of 'n 9. Daar's 5 opsies. Maar
As dit deelbaar deur 2 aan die einde is, dan word van daai opsies aan die einde herhaal. So ek het 'n 0, 'n 2, 'n 4, 'n 6, 'n 8. Maar kyk gou mooi, die 8 kom daarvoor en daarvoor. Maar ek mag nie dit herhaal nie. So dit maak dit 'n klein bietjie moeiliker. So wanneer die getal effens moeiliker is om te kry, dan gaan ons die volgende doen. Ons gaan al die opsies skryf. Nou kyk gou mooi. Ek kan met 'n 5 begin, 'n 6, 'n 7, 'n 8 of 'n 9. Dit gee vir my 5 opsies. So ek gaan gou al 5 opsies vir jou gee. Daar's 2, 'n derde opsie, 'n vierde opsie en 'n vyfde opsie. Reg. So ek kan ook eindig met 'n 0, 'n 2, 'n 4 of 'n 6 of 'n 8. So kom ons sê ons gaan eindig met 'n 0 in ons eerste opsie. 1, 2, 3, 4, 5 opsies. As ons eindig met 'n 0, is daar net een opsie aan die einde. Dis die 0. En dit gee vir my 5 verskillende opsies om mee te begin. 1, 2, 3, 4, 5. Dan is 2 van die 10 getalle geneem, dan bly daar 8 oor en daarna 7. So daai opsie is uit. As ek met 'n 2 eindig, dan is daar net 1, 2 wat ek kan kies van en niks van die getalle waarmee ek begin word beïnvloed nie. So daar's 5 getalle in die begin. 2 van die getalle is geneem, maar dit weer 8 en 7 maak. Right. As ek met 'n 4 eindig, daar's 'n een enkele 4 en dit laat my nog steeds 5 opsies in die begin. En 2 getalle is geneem, so 8 bly oor en dan 7. Nou as ek met 'n 6 eindig, as 1 6, dan het ek een minder opsie om mee te begin, wat dit 4 opsies maak. 2 van die getalle is geneem, so daarby 8 oor en dan 7. As ek met 'n 8 eindig, daar's 1 8 om te kies van. Daai opsie is dan weg in die begin, né? Ek het die 6 is weer terug, dan het ek 4 opsies om mee te begin en dan 'n 8 en dan 'n 7. So hierso is daar 5 maal 8 maal 7 maal 1 en daar is 2 opsies van hom. Plus as 3 opsies. Daar's 3 opsies. Kyk gou mooi, daar's die derde opsie. Daar's 3 opsies. Plus 4 maal 8 maal 7 maal 1 en daar is 2 opsies. So ek daai in my sakrekenaar insit, kry ek 1288. Dis die aantal opsies. Nou as hulle wil sê wat is die waarskynlikheid dat dit gebeur, dan is dit 1288 gedeel deur 5040.